Goeiemôre geliefdes, hartlik welkom in die erediens vandag. Ek is dankbaar dat ons vandag veilig in die huis van die Here kan wees. Mag ons elkeen God se teenwoordigheid beleef en opgebou word deur sy woord, soos hy in Psalm 122 vers 1 sê. Ek was bly toe hulle vir my sê, laat ons na die huis van die Here gaan. Mag ons werklik waar saam opgebou word en saam gevoed word vandag hier. Kom ons kyk na enkele persone aan wie ons dink ook wat swaar teen hierdie dae. Ons dink besonder aan Robbie Robertson wat tans in Donald Gordon is, wat met behandeling is. Ons bid vir Robbie dat die behandeling ook geseënd sal wees, dat die Here sy hand van beskerming oor hom sal uitstrek, dra en bewaar elke tree van die pad. As ons praat van verjaarsdae, baie geluk aan Willie Tenner. Willie is ons oudste lidmaat en hy verjaar 94 jaar oud. Ons dra Willie ook op aan die troon en genade van die Here. Dis nie meer moontlik vir Willie om na die kerk te kom nie, maar ons weet ook hy is in sy hart en gees by met ons. Dan verjaar Alicia, ek sê die 29ste, baie geluk met jou verjaarsdag Alicia. Op so 'n mooi en geseënde jaar wat vir jou en jou saam voorlê. Nadia de Tooy verjaar ook die 29ste, baie geluk aan Nadia. Rudolf van Aarde verjaar die 29ste, ook geluk aan hom. Dan Ethan de Kok verjaar die 30ste, baie geluk aan Ethan. En dan verjaar een van die klein goed in ons gemeente ook, Celine Jacobi, verjaar die 2de Februarie. Maar dan is dit baie lekker om te sê baie geluk. Zanel, baie geluk met jou PhD in chiropraktyk. Ons is saam jou pa, ma en ek dink oupa en ouma is baie trots op jou. Seën en sterkte ook in die werk in Pretoria doen. Mag die Here op jou daar werklik waar krag gee om altyd 'n getuienis in jou werk ook vir hom te wees. Van ons as gemeente baie geluk, Zanel. Dan enkele afkondigings wat die gemeente raak in Hebreë. Ek sê nie vir collectors nie, dis vir barmhartigheid en kerkkas. Dan ons drink saam tee na afloop van die erediens. Ons Bybelstudies hierdie week is op Dinsdag 9:00 en 5:30 en ons berei almal saam les 2 voor. Ons is besig met die boek Romeine wat in hierdie boekie wat hy gebring het van Potchefstroom af opgedeel word vir ons in die katekismus se hoofdele: sonde, verlossing en dankbaarheid. 'n Baie interessante boek. Ons het nou les 1 gedoen. Geweldig baie bespreking rondom die vraag wat in die boek is. En ek dink by les 2 gaan ons nog meer bespreking dan ook hê, want dit dra baie van ons alledaagse praktiese samelewingssake. Dan katekisasie, dis nie heropen nie, ons het katekisasie na afloop van die erediens. Ons diakens vergader ook na afloop van die erediens. Dan ek herinner die kerkraad saam met die diakens aan ons vergadering op 29 Januarie om 7:00 hier in 6:30. Ons het nou verander, ek sal dit op WhatsApp groep ook sê, ons vergader 6:30 donderdag aand. Ek sal op die ouderlinge en die diakengroep dit vandag nog deursien dat asseblief net kennis neem daarvan. Die susters wat die saamtrek bywoon, kan begin hulle R150 by Rita Venter te betaal. Ons wil dit graag teen die einde van Januarie afhandel. Dan nog 'n saak van die susters. Die susters dra ook enige vetplante in blikkies geplant, as ook enige plant wat hulle kan leen vir daardie dag. Dit is 7 Maart. Hulle vra dit asseblief sal kerk toe bring. So ek vra van susters asseblief om kennis te neem en dan net met Elspie, met Rita, met Mate en met een van die bestuur kontak te maak en te sê wat hulle sal bring na die kerk toe. Ons prediking volgende week, my beplanning is dat ons uit Lukas 5 vers 1 tot 11 preek en die tema by die prediking is Jesus roep volgelinge deur sy krag en sy voorsiening. Ons gaan stil word voor die Here met lied 305 vers 1 en vers 4, aanbiddelike God drie-enig. Ons stel ons voor die drie-enige God, ons aanbid hom, ons is hier met ons lewe, met alles om aan hom toe te wy. 305 vers 1 en 4, u sit so. See
Genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons loof die Here en ons gaan staan as ons dit doen met Psalm 84 vers 1 en 2. Daarna doen ons saam belydenis van ons geloof. Ek nooi u om saam met my u geloof te bely en ons doen dit in die woorde van die algemene apostoliese geloofsbelijdenis. Ek nooi u om dit saam met my hardop te bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, hy het die lyding van die hel ondergaan, hy het op die 3de dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy weer sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Yeah.
Ons luister na die wet van die Here en ons doen dit uit Eksodus 20 vers 1 tot 17. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy, of jou seun, of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreuk pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag niemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons gaan antwoord op die wet van die Here met Psalm 130 vers 2. Ons staan ons as dit sing. Uit dieptes gans verlore, maar dan veral vers 2. As U, o Heer, die sonde na reg wou gadeslaan, wie sou een enkele stonde voor U bestaan? Maar dan kom die wonderlike van God se liefde. Maar nee, daar is vergewing, altyd by U gewees. Daarom word U met bewing reg kinderlik gevrees. 130, Psalm 130 vers 1 en 2. Ons staan en daarna kan U gaan sit. Ons Vader in die hemel, wat 'n voorreg om saam as gemeente voor U te buig in aanbidding. Wat 'n voorreg om as gemeente saam voor U te kom met lofbetuiging
Wat 'n voorreg ons gemeente saam U genade hier te aanskou. Dat U ons so lief gehad het, U eerder die eniggebore Seun gegee het, om vir ons sondes te sterf, sodat elkeen wat glo, die ewige lewe kan beerwe. Heer, ons bid vandag vir ons gemeente in uitdagende tye in Suid-Afrika en die wêreld. Maak ons werklik 'n lig wat skyn. Maak ons werklik 'n lamp wat die pad sal aantoon, sodat almal wat ons sien kan sê, waarlik, ons leef en werk in die wil van ons Here, Jesus Christus. Maar vanoggend gaan ons harte uit na hulle wat siek is. Ons bid vir Robbie en Donald Gordon. Hou U hand van beskerming oor hom en seën hom, Here, met U liefde. Ons bid dat U hom sal bystaan en dra. Ook die dokters wat hom behandel, se hande sal sterk maak. Ons dank aan elkeen wat siek is tuis, dat U liefde, U genade en U trou by elkeen sal wees. Maar ons wil in besonder vandag die woordverkondiging opdra aan U troon. Here, dit is so maklik om U woord te verdraai, om valse leerstelling in te voer, om te buig en te sê, so sê die Here, terwyl ons eie wil en welbehae afdruk. Help elke prediker vandag om bidend te vra, spreek Here, U diensknegt luister, voordat enigstens gewaag sal word om te sê, so sê die Here. Lei ons vandag, waar ons opnuut ook in die prediking gaan besef, hoe lief U ons het, hoe naby aan ons is, dat ons nie hoef bang te wees nie, maar dat ons hierdie wêreld kan aanpak, want U is ons Here, wat ons krag gee. Ons vra alles in die naam van Christus Jesus, ons Here alleen. Amen. Ek lees saam met U vandag uit die boek 2 Konings hoofstuk 6, ek lees vanaf vers 8 tot en met 23. Terwyl die koning van Aram besig was om oorlog te voer teen Israel, het hy met sy dienaars beraadslaag en gesê, op die en die plek sal my laar staan. Maar die man van God het die koning van Israel laat weet, pas op dat hy nie deur daardie plek trek nie, want die Arameërs trek daarheen af. Daarom het die koning van Israel na die plek gestuur, waarvan die man van God met hom gespreek het, en waarvoor hy hom gewaarsku het. En hy was daar op sy hoede, nie net 1 maal of 2 maal nie. Toe word die hart van die koning van Aram hieroor onrustig, en hy roep sy dienaars en sê vir hulle, kan julle my nie te kenne gee, wie van ons mense vir die koning van Israel is nie? Een van sy dienaars antwoord, nee my heer die koning, waar Elisa, die profeet wat in Israel is, kan die koning van Israel die woorde te kenne gee, wat u in die slaapkamer spreek. En hy sê, gaan kyk waar hy is, dat ek hom kan laat vang. En daar is aan hom te kenne gegee en gesê, hy is daar in Dothan, sodat hy dan daarheen perde en strijdwaans en 'n swaar leer gestuur, en hulle het in die nag gekom en die stad omsingel. En toe die dienaar van die man van God vroeg opstaan en uitgaan, was daar 'n leer met perde en strijdwaans rondom die stad, en sy dienaar sê vir hom, ag my heer, hoe sal ons maak? Maar hy antwoord, vrees nie, want die wat by ons is meer as die wat by hulle is. En Elisa het gebid en gesê, Here, open tog sy oë, dat hy kan sien. En die Here het die oë van sy dienaar geopen, en hy kon sien, en met eens was die berg vol perde en waans van vuur rondom. En toe hulle na hom afkom, het Elisa tot die Here gebid en gesê, slaan tog hierdie mense met blindheid. En hy het op die woord van Elisa met blindheid geslaan. Daarop sê Elisa vir hulle, dit is nie die weg en dit is nie die stad nie. Volg my, dan sal ek julle lei na die man wat julle soek. En hy het hulle na Samaria gelei. En by hulle aankoms in Samaria sê Elisa, Here, open hulle oë dat hulle kan sien. En die Here het hulle oë geopen dat hulle kon sien. En daar was hulle binne in Samaria. En die koning van Israel sê vir Elisa toe hulle sien, moet ek verslaan my vader? Maar hy antwoord, u mag nie verslaan nie. Sou u dan verslaan die wat u met die swaard en boog as gevangenes weggevoer het? Sit hulle brood en water voor, dat hulle kan eet en drink en na hulle Heer kan trek. En hy het hulle 'n groot maaltyd berei. En nadat hulle geëet en gedrink het,
laat hulle gaan, en hulle het na die Heer getrek, en die bendes van die Arameërs het nie verder in die land van Israel gekom nie. Vers 16, moenie bang wees nie, die wat by ons is meer as die wat by hulle is. Moenie bang wees nie, hierdie opdrag en vertroosting kom so gereeld in die skrif voor, dat ons tog 'n bietjie daaraan aandag moet gee. Moenie vrees nie, moenie bang wees nie. Kan dit waar wees, geliefde? 'n Mens is tog soms bang. Ek dink elkeen van ons, as ons eerlik is met onsself, het iets waarvoor ons vrees. Verskeie vrese pak ons gereeld beet. Dis tog normaal en menslik om bang te wees in 'n wêreld en tyd waarin misdaad en geweld aan die orde van die dag is. Hoe kan die Bybel dan vir ons sê dat ons nie bang moet wees nie? Want ons lees dat selfs ons Here Jesus Christus tot die dood toe bang was by die tuin van Getsemane. Hy was so bang dat hy bloed gesweet het in daardie tuin van Getsemane. Tog, in hierdie besondere tyd, kom hierdie opdrag tot die diensknegt van Elisa. Kom ons kyk na hierdie gedeelte. Israel, die 10 stamme deel van die volk Israel, is in 'n oorlog met die Arameërs gewikkeld. Arameëse bendes, patrollies en gevegseenhede treiter die Israeliete. Die stryd tussen Israel en die Arameërs was 'n langdurige stryd. Die Arameëse koning het gereeld herhaalde aanvalle en hinderlae teen Israel beplan. Hy het met sy bevelvoerders besluit, ons gaan op hierdie en hierdie plek bymekaar kom en so Israel se magte verras en oorval. God het egter hierdie geheime planne wat die koning van Aram gemaak het aan Elisa bekend gemaak. En Elisa, die man van God, het dan dadelik boodskappe na die koning van Israel, waarskynlik Joram, gestuur. Pas op dat u nie na daardie plek optrek nie, want die Arameërs trek soontoe op. Hierdie waarskuwings het herhaaldelik gekom. Telkens wanneer die Arameërs 'n nuwe lokval of 'n aanval beplan het. Die Israeliete kon dus hierdie aanvalle en hinderlae met gemak vermy. Hierdie voorafkennis het groot spanning in die soldatekamp van die Arameërs gebring. Hulle het aanvanklik gedink dat daar verraaiers in hulle midde was. Een van die offisiere het egter geweet van Elisa en vir die koning vertel van God se profeet. Hy het vir die koning vertel dat hierdie profeet selfs vir die koning van Israel kan sê wat in die slaapkamer van die koning van Aram gepraat word. Daarom wil die koning onmiddellik vir Elisa uit die pad hê. En hy stuur 'n sterk aanvalsmag met een opdrag: vang Elisa. Hoe sterk hierdie mag was, geliefdes, hoe sterk die mag was wat Elisa moes vang, blyk uit die feit dat hulle dit waag om tot by Dothan te gaan om Elisa te vang. Dothan was skaars 15 kilometer van Samaria, die hoofstad van die 10 stamme ryk, sodat dit 'n gewaagde militêre operasie was. Hulle omsingel Dothan dan in die nag, terwyl Elisa en sy slaaf daar slaap. Elisa is een mens met een slaaf as hulp. Om hierdie een man te vang, stuur die koning perde, strydwaans en 'n sterk mag. Menslik gesproke is 'n geval van 'n muggie met 'n voorhamer dood te slaan. En hierdie sterk mag omsingel die stad Dothan. Elisa se slaaf is die eerste wat in die oggend uitgaan. En as hy uitgaan, kyk hy vas in hierdie magter menigte perde en strydwaans op die heuwels rondom die stad. En toe hierdie mag skrik hy om boeklam. Soldate, perde en strydwaans van die Arameërs is rondom die stad. 'n Mens kan sy spanning aanvoel as hy sê, ag meneer, wat gaan ons nou maak? Maar Elisa ken geen vrees nie. Hoekom nie? Hy ken sy God. Hy vertrou sy God. Hy weet dat sy God hom nie in die steek sal laat nie, ten spyte van die omstandighede, ten spyte van die oormag. Hy is soos een van wie Hebreërs sou sê, hy sien die onsienlike.
hoor sy vertrou as hy vir sy slaaf sê, moenie bang wees nie, die wat by ons is meer as die wat by hulle is. Ek wonder, toe ek hierdie preek maak, wat moes Elisa se slaaf gedink het? As hy rondom kyk, sien hy net vir Elisa, die dorp se inwoners. Hy kyk op en hy sien die Arameërs. Vir hom lyk hierdie situasie hopeloos. En dit is hopeloos, want hy kyk met menslike oë. Hy is nie anders, geliefde, as wat ek en jy dikwels is nie. As omstandighede vir ons swaar word, fokus ons so op die omstandighede, dat die geloofselement buite rekening gelaat word. My oë so op die probleem gerig, dat ek nie meer opkyk en vir God raak sien nie. Die gevolg is, dat ons baie keer moedeloos en te neergedruk word. Maar die Here wil nie hê, dat ons moedeloos moet wees nie. En soos Elisa ook nie wil hê, dat sy slaaf moedeloos moet wees nie. Daarom bid Elisa ter wille van sy slaaf, Here, maak tog sy oë oop, dat hy kan sien. En die Here laat hom sien. En wat sien hierdie slaaf? Oral rondom die stad op berge was daar perde en strydwaans. God het sy engele gestuur om die mense te beskerm. En die slaaf kon die woorde verstaan. Die wat by ons is meer as die wat by hulle is. Maar nou, neem hierdie verhaal 'n baie interessante wending. Elisa roep nie die hulp in van daardie leermag en skare engele met perde en strydwaans tot sy beskikking om hom te help nie. Nee, hy sal hierdie Arameërs wegvoer soos hulle hom wou wegvoer. En om dit te doen, sal die teenoorgestelde moet gebeur van wat met sy knegt gebeur het. Sy oë word vir die onsigbare dinge geopen en hulle oë moet vir die sigbare dinge vertroebel word. Die Here het hulle met blindheid in Hebreëus samwering geslaan, net soos Elisa gevra het. Hierdie woord blindheid, samwering, beteken nie gewone fisiese blindheid nie, maar 'n verwarring, 'n verblinding of 'n geestelike verdowing. God het die Arameërs se waarneming so versteur, dat hulle nie die werklikheid reg kon aanskou nie, ondanks die feit dat hulle kon sien, God het hulle getref met geestelike blindheid. En nou spot Elisa so effens met hulle, eintlik weet julle, is julle by die verkeerde plek? Ek sal julle lei na die man toe wie julle soek. Dis regtig om van te glimlag. 'n Groot mag word gestuur om een man in hegtenis te neem. Wanneer God ingryp, neem daardie een man die hele mag in hegtenis. Hy lei hulle vir 15 kilometer van een dorp na die ander. Hy kan sien, geestelik sien, terwyl hulle nie kan sien nie. Op die wyse is dit vir hom, man alleen, moontlik om hulle in sy mag te hou. Elisa lei hulle na Samaria, waar die koning van Israel een van sy paleise gehad het. En as hulle in Samaria is, bid Elisa weer, laat hulle tog sien. En toe die Here oopmaak, wag daar 'n ongelooflike groot skok op hulle. Een mens het tot binne in die stad Samaria gelei. Hulle is volkome in die mag van die koning van Israel. Vir hulle, uit die oogpunt gesien van die Arameërs, was kans op oorlewing nul en skraal. Hierdie groot sterk mag is deur die mag van God as nikszeggend bewys. God se mag is groter as die grootste aardse mag. Ek glo, geliefdes, dat elkeen van ons in hierdie kerkgebou vanoggend 'n lang verhaal kan vertel van hoe die Here op 'n wonderbaarlike wyse meer as eenmaal in die verlede persoonlik vir ons gesorg en voorsien het. Hoe hy ons in ons dierbares in die lewe gehou het en deur diepe waters gehelp het. Hoe hy ons van die maras waar ons met bitter bekers van smart en beproewing en hartseer in ons hande gestaan het, tot by die soetstrome van Elim. Hoe sy versorgende en voorsienende kwartas en manne op die pad was en sy engele gereed gestaan het om ons te beskerm. Ja, ons kan getuig van beveiliging vir wat hy vir ons beskik het, die goddelike bewaring waarin ons kon verlustig, hoe hy ons soos op arendsvlerke veilig gedraai het.
Die rustgewende en persoonlike waarheid van Jesaja 45 vers 2 en 3 geld vandag nog vir elkeen van die Here se volgelinge. Luister wat staan daar. Ek self sal voor jou uitgaan en hoogtes gelyk maak. Ek sal bronspoorte oopbreek en sluit balke van yster stukkend kap. Ek sal vir jou die skatte gee wat in die donker geberg word, die rykdomme wat weggesluit is, sodat jy kan weet dat ek die Here is, dat ek jou op jou naam geroep het. Jy sien, ons moet dit as geloofswaarheid omhels, dat die mens wik, maar God beskik. Toe die mag van Jeremias rondom Dothan lê, het hulle gedink, dis net 'n kwessie van tyd. Dis net 'n kwessie van tyd, dan het hulle Elisa aan hulle mag. Maar God het anders besluit. Dit was net 'n kwessie van tyd voordat Elisa die mag van Jeremias in sy mag gehad het. Gelowiges moet daarom weet, dat daar baie meer is as wat ons met die blote oog kan sien. En daarom moet ons elke dag ernstig bid. Here, open deur U Heilige Gees tog ons oë, dat ons kan sien. Dit beteken om profeties te sien wat ander nie sien nie, juis meer te sien, dieper te sien. Ja, weliswaar is dit nog soos deur 'n spieël in 'n raaisel, maar ten minste sien jy. En wat sien ons nie alles, die geliefde? As ons goed genoeg kyk, sien ons hoe die verwronge, bebloede gesig wat op Golgotha aan 'n kruis hang ander trekke vertoon, hoe dit een met hare wit soos wol, soos sneeu word, met oë wat soos 'n vuurvlam. Sy hele voorkoms is soos die son wat op sy helderste skyn. Sy doringkroon word 'n koningskroon. Sy houtkruis 'n heersersstaf. Golgotha 'n troon waaromheen die hele nuwe Jerusalem verrys met parelpoorte en strate van goud blink soos 'n spieël. Ja, wie genoeg kyk, sien die glans van die edele gesteentes van opaal, safier, agaat, smarag, sardonyx, kardiool, krisoliet, beryl, topaas, kristopaas, jasint en ametis. Die skittering daarvan wil jou plek die oog laat sluit, nog 'n keer die kop laat wegdraai. Nee, laat terugdraai en kyk, veral na hom wat op die troon sit. Sy glans omskep die donker op ons planeet in lig en lig. Wanneer dit met 'n mens gebeur, dan verander die manier waarop jy na dinge rondom jou kyk. Jy takseer die raaisels wat jou tot rasernij wil dryf vanuit 'n ander perspektief. Jy sien meer as wat blyk, dieper en verder. Geen situasie lyk meer vir jou hopeloos nie, want jy sien en weet, rondom jou ruis die engele voet met liggebiekte tree. Hulle kom die wandelaar tegemoet en lei hom op sy weë. Hulle bied op Gods bevel hom aan, die wil van wilge hande, en dra hom waar die rotspad gaan oor ruwe rotserhande. Ons is mense wat die Here ken, maar pyn, trauma kan nie altyd vermy word nie. En een of ander tyd kom dit ook op jou pad. Hoe sal ons dit hanteer? Ons is oor geloofsoë gegee, waarmee ons elke situasie in rustigheid kan hanteer, omdat die krag van die Here voor ons is. Maar nou wil die Here hê dat ook ander mense dit moet sien, selfs vyande van hom, heidene, Jode, moslems, kommuniste, humaniste, postmodernisme, afvallige Christene, bitter kerkverlaters en Bybelverwerpers. En die Here wil ons, wat sy mag en sy liefde ken, gebruik, om dit wat ons ken ook aan ander voor te stel, soos wat hy by die Arameërs, die koning van Israel en die profeet Elisa op verskillende maniere daarvoor gebruik het. Hoe kan ons dit vandag doen? Ons kan ander van sy mag vertel, van sy mag waarmee hy mense en volke wat sonder hom voortstorm kan vernietig, van sy mag wat hy het om oorloë, epidemies en natuurrampe te gebruik as sy oordeelsinstrumente, maar ook van sy mag waarmee hy 'n hart wat so hard soos 'n klip geword het in sonde, kan vermorsel en sag kan maak vir liefde vir hom en vir ander. Ons kan hulle ook van sy goedheid en sy liefde vertel, dat dit juis bewys
is deurdat Christus vir ons gesterf het, toe ons sondaars was, en dat ons deur Jesus Christus se dood met God versoen is, toe ons nog sy vyande was. Ons kan praat oor God se mag en liefde, maar ons kan ook vir mense iets van sy ongelooflike goedheid teenoor sy vyande wys, deur iets daarvan ons eie lewe te weerkaats, soos wat die profeet en die koning van Israel God se goedheid teenoor sy vyande beleef het en geleef het met hulle optrede teen die Fariseërs en die Arameërs. So moet ons dit ook leef deur goed te doen, selfs aan ons vyande, God se vyande en ook ons in. Ons moet nie loop en sit en hoop dat die Here so gou as moontlik gaan vernietig of ons 'n kans gee om hulle hart te slaan nie. Ons moenie sit en wag vir die kans om wraak te neem op al die onreg wat hulle God se waarheid en God se saak en ons aangedoen het nie. Ons moet eerder bid en wag vir die geleenthede waar ons met ons optrede teenoor hulle iets kan demonstreer, iets kan deurgee, iets kan weerkaats van die Here se verstommende goedhartigheid, selfs teenoor sy vyande. Dink u, dis moontlik vir u, as ons kinders van God is, mense wat regtig verstaan dat elkeen van ons persoonlik die ewige lewe gekry het, omdat God 'n vyand van hom liefgehad het, dan sal ons dit kan regkry. Die goedhartigheid van die Here, sy ongelooflike genade. Kom ons gaan wys dit vir mense met ons lewens ook in hierdie week, dat ons nie bang is nie, maar dat ons glo in die almagtige drie-enige God, wat mag het oor lewe en oor dood. Amen. U sit so, ons bid saam. Dankie Here dat u ons liefgehad het, en dat ons eerste gestuur het, dat u ons elke dag bewaar en vashou. Seën ons, dra ons en bewaar ons. Ons bid dit in Christus se naam. Amen. Ons slotlied, lied 2 en 5, vers 1, 2 en 5, ons staan as ons dit sing. Die Here sal u seën en u behoed. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor u verhef en aan u vrede gee.